Hallo julle. Lekker koud. Lekker om almal te sien. Ons is bly ons is by mekaar vanoggend. Daar's net een dingetjie waar ons julle wil herinner. 'n Ou besef dit nou nie meer aldag nie. Of is nie so helder en voor in ons gedagtes omdat dit nie meer 'n vakansiedag is soos wat dit vroeër was nie, maar eerskomende donderdag is Hemelvaartdag en 6:30 donderdag aand. Vir die van julle wat dit sou kon inpas in julle program, baie welkom om saam met ons by mekaar te kom vir ons Hemelvaartdiens. Dit was die seël. Hemelvaart is die seël wat God die Vader opgesit het om te sê, alles wat my seun kom doen het, is genoegsaam, dit het die volle prys betaal, my hart is versoen met die mens. So as jy 'n geleentheid het donderdag aand, kom gerus saam met ons by mekaar 6:30. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons sê vir U baie dankie dat ons, voorreg het om terwyl dit lekker koud is daar buite in 'n kerk te kan sit met 'n lekker aircon waar ons lekker kan warm kry en ontspan en dit geniet. Dankie dat ons nie onder 'n boom eers in 'n land is vandag waar die wind waai en waar dit ysig koud is nie en die voorreg wat ons het om hier by mekaar te kan wees. Dankie dat ons mekaar kan sien. Dankie vir gesigte waarvoor ons dankbaar is. Ag, is lekker vir ons elke Sondag as ons by mekaar is, om mekaar weer te kan sien en net hierdie gemeenskap te kan ondervind en ervaar wat ons het omdat ons aan U behoort. Here Jesus, dis so groot voorreg dat ons as 'n familie by die gemeente nader aan mekaar is as wat baie van ons is met ons eie bloedfamilie. So dankie vir hierdie voorreg om by mekaar te kan kom op 'n Sondag. Dankie vir U woord wat U vir ons gee om te kan luister na, om te kan hoor, om ons lewe daarvolgens te kan inrig. Mag ons dit ook opnuut net ondervind en ervaar vanoggend dat U woord sentraal is in ons byeenkoms. Here, dankie dat ons saam kan sing. Dankie vir baie dinge wat ons kan doen. Maar Here, as dit nie vir U woord is nie, dan is dit maar net 'n byeenkoms. En ons wil kom bid en vra, Here, dat U woord vanoggend opnuut net vir ons lig sal kom gee op ons pad waar ons is. U ken elkeen van ons soos ons vanoggend hier voor U is. U weet presies waar ons is in die lewe, waar ons is in ons verhouding met U. En ons wil net bid en vra, Here, U wat ons behoefte ken. Kom praat met elkeen van ons vanoggend. Gee dat ons harte sal oopstel en dat as ons hier uitstap, elkeen van ons sal weet wat die Here vanoggend vir ons wou kom sê. Gee vir ons ore wat kan hoor en verligte oë van die verstand dat ons kan sien en verstaan wat U vir ons wil kom sê asseblief. Dankie Here, dankie vir U woord. Dankie vir U Gees wat U woord geïnspireer het. En ons bid dan ook nou by hierdie geleentheid vanoggend dat U Gees hierdie woord sal kom lewend maak in ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag met julle praat oor, die gedeelte is in 1 Kolossense 2. Nou net so 'n bietjie agtergrond rondom dit Kolossense. Die kerk het goed aan die gang gekom en soos dit maar is deur die hele ganse geskiedenis van die mensdom, wanneer die Here seën en lewens begin verander en die kerk raak aktief, dan is daar 'n vyand wat kom klop aan die deur, wat die dinge deur mekaar kom krap, wat die appelkar elke keer probeer omgooi. Het ons dit nie al ondervind en ervaar in ons eie lewens nie? Ons kyk nou vanoggend na die Kolossense, maar in ons eie lewe, net wanneer ons dink, dinge gaan goed, jy weet ons verhouding met die Here is warm, ons gaan, dinge loop goed. Die volgende oomblik dan tref die pop op die fan. Dan voel ons, nee maar, wat is nou besig om te gebeur? Want ons het 'n vyand en dit is presies dieselfde wat hier gebeur in Kolossense en Paulus is besig om hier te praat. Die probleem waarmee die kerk geworstel het hier in Kolossense is van die Jode wat van Jerusalem afgekom het en wat weer kom promoveer het en dit op hulle agenda gehad het dat die mense moet besny word, 'n fisiese besnydenis. Die besnydenis net van die hart is nie genoeg nie, daar moet 'n fisiese besnydenis word. As jy Kolossense wil gaan lees, bietjie veral hoofstuk 2 ook, en kom ons gaan weer terug dan na die besnydenis toe, kom sê hulle, voor julle Jesus kan dien, moet julle besny word. Dan is daar sekere ander wette wat julle moet onderhou, daar sekere regulasies wat julle nog onderhou, julle moet dit doen, julle moet dat doen, julle moet dit doen, julle moet dat doen, dan kan julle geakkommodeer word
in die kerk. En dit is waarteen Paulus vaskop hier. En wat hy vir hulle sê hier, dit is nie die waarheid nie, dat in Jesus en in Jesus alleen het ons alles wat ons nodig het in hierdie lewe. Ons het nie Jesus en nog iets nodig nie. En dit is sy boodskap hier. En hy vat hulle terug hier in Kolossense 2 na die basics, die essensie. En weet jy, partykeer maak ons dit so gekompliseerd in ons geestelike lewe. En Paulus vat dit net hier in Kolossense 2 vers 6 en 7, vat hy dit weer terug na die absolute basiese beginsels toe van wat dit is om aan die Here Jesus te behoort en hom lief te hê en hom te dien. En my tema wat ek graag met julle vanoggend wil praat, terwyl ek hierdie verse gelees het wat by my opgekom het, is, hierdie is God se plan vir geestelike groei. Hy het na al hierdie goed gekyk wat daar is, en toe, ek wil amper sê, toe som hy dit op, toe sê hy vir hulle, maar weet julle, God se plan vir geestelike groei is baie eenvoudig. Kom ons blaai daarna Kolossense 2 toe. Ek gaan net 2 verse saam lees. Die hele hoofstuk, as jy dit sou gaan lees, sal jy agterkom wat die groter konteks van dit is. Maar Kolossense 2 vers 6 sê, hy begin dan, hy sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is. Hy verwys hier na die lering wat hy gegee het toe die gemeente geplant is. Hy sê, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Hy sê hier vir ons, God het 'n plan vir geestelike groei. Hy begin daarmee deur te sê, in die eerste plek, jy moet die Here Jesus aanneem. Dis die begin van hierdie verhouding met die Here Jesus. Dan sê hy, jy moet wandel in hom. Dan sê hy, jy moet gewortel en opgebou word in hom, en jy sal hierdie bevestiging van jou geloof, hierdie sekuriteit wat daar in geloof is, sal jy ervaar, en dit sal vir jou help om 'n dankbare lewe te lewe. Dis so eenvoudig soos dit. Dis regtig so eenvoudig soos dit. Maak nie saak wat die lewe na ons kant toe gooi nie. Wat se uitdagings kom, wat se mense kom, wat omstandighede kom. Dit maak nie saak wat oor my en jou pad kom om ons te wil wegneem van die Here Jesus af nie. Hierdie is God se geheim en God se plan vir geestelike groei. Nou die eerste ding is, voordat jy kan geestelik groei, sou ons kon sê 'n baba wat nog nie eers bestaan nie, wat nog nie eers, daar het nog geen bevrugting plaasgevind nie, dat daai baba kan groei. Nee, daar's 'n beginpunt in 'n lewe. Ons kan nie groei hê voor ons lewe het nie, en die lewe ontvang ons, en ons het baie keer al vir mekaar gesê, die lewe in die Here Jesus ontvang ons, soos Jesus vir ons gesê het, vir Nikodemus gesê het in Johannes 3, wanneer ons weergebore word. Dit is waar dit begin. Johannes 1 vers 12 sê, aan almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Hulle wat in sy naam glo. Almal wat hom aangeneem het. Dis die gedagte wat Paulus hier het in vers 6. Hy sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het. Nou die probleem is, baie mense wil geestelik groei en wil 'n geestelike lewe hê, maar het nooit die Here Jesus aangeneem nie. Dit kan nie so werk nie. Daar moet 'n begin wees in jou geestelike lewe. Jy kry nie 'n begin in jou geestelike lewe, begin nie as jy by hierdie gemeente of by watter gemeente ook al se deure instap nie. Dit gebeur nie wanneer jy disippelskap klasse bywoon nie. Dit gebeur nie wanneer jy aangeneem en voorgestel word nie. Dit gebeur nie wat dit ook al mag wees nie. Die geestelike lewe gebeur wanneer jy die Here Jesus Christus, soos Paulus hier sê, en dit is interessant nie, hier's geen twyfel by hom wie die begin is van jou Christelike lewe nie. Hy sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het. Daar's geen twyfel by hom, daar's nie, ja maar vir my is daar dalk 'n ander uitweg nie. Jy weet, as ek net meer gereeld kerk toe kom, meer dit doen, meer dit. Nee, hy sê, soos julle dan Christus Jesus die Here
aangeneem het. Vir my is dit die wonder van geestelike groei, want dan daarna is dit 'n natuurlike proses wat in my geestelike lewe gebeur, omdat dit nou Jesus is wat in my lewe. Die hartseer vir my hiervan is, as ek hom nie aanneem nie, sal ek probeer die res van my lewe, en ek sal een van die mense wees wat die meeste gefrustreerd is in my geestelike lewe en in my lewe, want ek gaan probeer om iets te wees wat ek nie is nie. Niemand van ons sal probeer om te sê, ek gaan van môre af probeer om 'n perskeboom te wees nie. Want ons sal sê, nou die jy stupid, hoe gaan jy probeer om 'n perskeboom te wees? Want jy is nie 'n perskeboom nie. Dit is dieselfde vir ouens wat probeer om 'n Christen te wees, terwyl jy nie die Here Jesus aangeneem het nie. Dis dieselfde dwaasheid, want jy gaan probeer, en jy gaan dit later besef, en almal rondom jou besef, dit werk net nie uit nie. Die frustrasie verbonde daaraan. So dit is my uitdaging aan jou wat Paulus hier vir ons sê. Hy sê die basis, die fundament waarop enige groei kan plaasvind, is jy met die Here Jesus Christus aangeneem het. En ek vertrou ons het. En as jy nie het nie, dan wil ek vir jou nooi, as jy dit nie verstaan nie, as jy nie weet waarvan ons praat vanoggend nie, as jy behoefte het om te sê, ek het nog nie die Here Jesus aangeneem nie, na die tyd wil ons graag vir jou kan help daarmee. Dis baie eenvoudig, as niks ingewikkeld nie. Jy kom na die Here Jesus toe, jy bring jouself, jy bely jou sonde, jy neem Jesus aan. Ek en ander sal hier wees. Ons wil graag vir jou help om jou te kan wys op grond van God se woord hoe eenvoudig en maklik dit is om die vergifnis van ons sondes te kan kry en 'n kind van God te kan word. So die uitnodiging is oop vir jou. As jy voel jy het nog nie aan punt nommer 1 voldoen nie. Daarmee sê ek nie moenie verder luister nie en wag net na die tyd nie. Nee. Ons wil jou nooi, want jy kan hierdie persoonlike verhouding met die Here Jesus vandag begin. Elkeen van ons wat hom waarlik ken, ons verhouding met hom het op 'n dag begin. Ons het hom geken, ons het van hom geweet vir baie lank. Maar daar het 'n dag gekom wat ons 'n beginsel besluit geneem het, 'n definitiewe besluit geneem het en gesê, Here Jesus, Christus Jesus die Here, ek neem U aan as my persoonlike verlosser en saligmaker. En dan gaan hy aan. Hy sê vir ons, wandel so in hom. Jesus, nadat Paulus tot bekering gekom het, is Jesus die rolmodel en die voorbeeld vir alles wat Paulus gedoen. Hy het sy lewe geskoei op die rolmodel en op die lering van die Here Jesus. Dis wat die disippels gedoen het. Die 12 wat saam met hom en later die 11 en die ander wat bygekom het, die vroeë kerk in Jerusalem. Daar was eksponensiële groei gewees in hulle Christelike lewe. Hoekom? Hulle het Jesus as die rolmodel voorgehou. Wanneer daar konflik was wat gehanteer moes word, kon Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas en Filippus, hierdie ouens kon gesê, onthou julle daai slag, wat het Jesus gedoen? Hulle het hom as voorbeeld gehad. En ek glo met my hele wese, hulle het hom as rolmodel gebruik en geïmplementeer. Dit wat hulle gesien het hoe Jesus optree in konflik, in hartseer, in moeilike tye, wanneer ook al. Dit was hulle rolmodel. Hulle het begin wandel soos die Here Jesus. Dit is wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees. Ek volg hom. Daar's 'n spreekwoord in die Hebreëse taal wat sê, ons wil graag hê die stof van ons rabbi moet op ons kom. Dit maak ons 'n disipel. Wat beteken dit? Ek moet naby genoeg aan iemand stap, as hy in die grondpad stap, dat die stof wat hy opvat, moet op my kom. Dis die beginsel agter disipelskap. Ek en jy moet so naby wandel in en aan die Here Jesus, dat sy stof op ons kan kom. En dis 'n belangrike beginsel in geestelike groei. Want dit gaan daaroor dat die lewe van die Here Jesus moet meer word in my. So ek kan nie net voortploeter op my eie pad. Dis wat ek gaan doen, dis hoe ek dit gaan doen, en ek gaan dit doen, kom wat wil, niks gaan my stop nie. Nee, wandel so in hom.
1 Johannes 2 vers 6. Johannes, ek dink hoe langer 'n ou aangaan in jou geestelike lewe, in die begin, ek onthou daar, Bybelskool daar, Johannes, 1 Johannes 2, dan dink ek by myself, man, kan hierdie ou nie net tot die punt kom nie. Jy weet, hy praat, en hy praat, en hy praat, en hy praat, en hoe langer 'n ou hierdie pad stap met die Here Jesus, hoe meer besef jy, die waarde van hierdie ou se woorde vir my. In elk geval, 1 Johannes 2 vers 6, wat, jy voel baie keer, jy loop jou te pletter binne in 'n konkreetblok, wat hy sê, hy wat sê, dat hy in hom, in Jesus bly. Met ander woorde, die volgeling wat sê, dat hy in Jesus bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Dan voel dit vir my letterlik, ek het nou hier, want baie keer vang ek myself. Dit wat ek vir hierdie ou gesê het, wat nou so skielik hier voor my ingery het, of hierdie ou wat 'n ding gedoen het, dan dink ek, wow. Sou Jesus dit gesê het? Sou Jesus so opgetree het? Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Wat 'n uitdaging! Maar Paulus kom sê vir ons, dit is deel van God se plan vir ons groei. Hy is ons voorbeeld en ons moet hom volg. Ons moet wandel op die manier wat hy gewandel het. Wat beteken dit alles vir ons? Ek moet optree soos hy opgetree het. Ek moet praat soos hy sou gepraat het. Ek moet doen soos wat Jesus sou wou gedoen het. Jesus het nie net mense plat gevee en hy het sy pad gestoot, want hy het sy plan en sy agenda gehad nie. Mense was bo, mense se behoeftes was heel bo aan sy agenda gewees. Dan vra ek myself af baie keer aan die einde van die dag, vandag het jy dit en dit en dit en dit en dit gedoen, maar hoeveel het jy gekyk en deur die oë van Jesus na die mense wat God vandag oor my pad gebring het? Hoeveel keer het ek hulle heeltemal gemis, want ek is ongelukkig een van daai ouens, dit gaan vir my nie oor mense nie, dit gaan vir my oor die taak, dis hoe ek is. Die Here is besig om my te verander. Maar dit is moeilik. Ek sê nie om te wandel soos Jesus is maklik nie. Vir my is dit nie maklik nie. Maar ek begeer daarna. Ek wil so graag, omdat ek sê dat ek in hom bly, so wandel, soos hy gewandel het. En dan baie keer moet ek sê aan die einde van die dag, Here, ek is jammer. Ek het U teleurgestel. Hierdie ou wat oor my pad gekom het, nou laat ek gaan dink daaroor. Daar was 'n behoefte. Daar was 'n baie groter behoefte as dit wat ek gedink het in daai oomblik. Maar dis net iemand wat moes 'n tik gekry het of net verbygegaan het, laat ek kon aangaan met my ding. En dit is wat die Here Jesus vir ons sê, hy gee vir my en jou geleentheid elke dag om te wandel soos hy wandel. Hy gee vir my en jou elke dag 'n unieke lewe om saam met hom te wandel. Hy sit nie 'n Sondag op sy en sê vandag gaan dit net bisie Bahama wees nie. Ons gaan net sit en alles gaan net vandag oefen ons om soos Jesus te wandel. En van môre af, dan tref die tyre weer die teer en dan gaan ons aan tot volgende Sondag. Nee. Hy wil die heeltyd vir ons leer en vir ons die geleentheid gee om te leer wat dit is om soos hy te lewe, om soos hy op te tree, om soos hy te praat, om aan te gaan met hierdie lewe, om toe te laat dat sy groei in en deur ons na vore kom, dat ons meer en meer gelykvormig word aan die beeld van die Here Jesus. In hom, dis wat hy sê, wandel so in hom. My eie agenda, en dit deel ek uit my hart uit volgende met julle. My eie agenda is my grootste probleem in my geestelike groei. En ek worstel hiermee, ek het al baie keer vir die Here gesê, Here, vat hierdie agenda, wat ek het van, ek moet dit doen, dit moet gebeur, dit moet gebeur, dit moet gebeur. Here, vat dit weg. Na al hierdie jare het hy dit nog nie weggevat nie, het voel vir my, partykeer het word amper, ek sê, hopelik nie sê erger en meer nie, maar hoe meer ek daarop fokus, hoe meer besef ek, hierdie is die ding wat vir my beroof
van wat dit is om saam met Jesus te wandel. Want ek het my agenda, ek het my manier van hoe ek vandag gaan doen. Ek het dit, staan op sy, hier kom ek verby. En dan aan die einde van die tyd sê ek, Here, die geleenthede wat U vir my gegee het, vanoggend was ek so dwaas, om te bid en te sê, Here, vandag wil ek in U wandel. En toe ek moet wandel, toe storm ek soos 'n bull in a china shop, bo oor alles en almal wat U oor my pad gestuur het. Here, help vir my. En dit is die uitdaging wat ek vir jou wil sê, dis een van my uitdagings waarmee ek baie worstel. Maar dat ek en jy die geleentheid sal gebruik, die wandel in Hom. Terwyl ons wandel, dat ons in Hom sal wandel. En nie sê, ek wandel, en dan gaan daar skielik 'n tyd kom wat ek in Hom wandel, 3 tree, en dan weer 20 op my eie, en dan 2 tree vinnig saam met Hom nie. Nee, wandel in Hom, lewe. Kom ek en jy lewe saam met die Here Jesus. My optrede teenoor my vrou, teenoor my kinders, teenoor my kleinkinders, teenoor my kollegas by die werk, teenoor vreemdelinge, teenoor 'n ou met wie ek skouers skier, waar ek ook al kom. As ek verby is, of hulle is verby, het iets aan my en jou hulle herinner aan die Here Jesus Christus. Want dis wat Paulus hier vir ons sê. Dis wat dit beteken nadat ek hom aangeneem het, dat waar ek en jy beweeg, waar ons gaan, dat mense aan ons iets sal agterkom van die Here Jesus. Die manier hoe ek en jy loop, die manier hoe ons wandel, die manier hoe ons lewe. Dat hulle aan die einde van die aand sal sê, ek verstaan nie hierdie ou nie, ek weet nie wat hier gebeur het vandag nie. Maar daar was iets aan hierdie meisie, daar was iets aan hierdie jong man, daar was iets aan hierdie oom, wat vir my net op een of ander manier herinner het aan Jesus, en Jesus se gesindheid. Want dis wat hy wil hê. Dit is sy plan met ons. Dis hoekom hy wil hê, ek en jy moet geestelik groei. Dat Jesus se gestalte meer en meer en groter in ons sal word. God se plan vir groei. Tweede plek is gewortel en opgebou in Hom. So dit is wandel in Hom, en dan sê hy gewortel en opgebou in Hom. Ek en jy het nodig om daagliks te groei in die kennis van die Here. Daar moet iets gebeur in ons gedagtes en in ons hart. Dis hoekom ons baie keer bid vir verligte oë van die verstand, dat die Here die sluier sal wegneem, dat ek en jy hom beter kan ken, dat ons hom beter kan verstaan, want voordat ek nie iets in my kop en in my hart het en dit kan verstaan nie, kan ek dit nie uitlewe nie. En dit is die gedagte wat hy hier sê, hy sê ons is gewortel en opgegroei in Hom. Ek en jy het daagliks nodig dat ons kennis van Hom sal groei, dat wanneer ek in 'n situasie kom, my eerste vraag is, Here, wat wil U hê moet ek doen? Here, gee vir my die kennis, gee vir my die wysheid, dit wat ek van U leer, van U persoon, van U karakter, van U woord. Ek is nou in hierdie situasie, Here, wat moet ek nou doen? Want ek is gewortel en ek is gegrondves in Hom. So ek vra sy raad, ek vra sy advies. Here, in hierdie situasie, wat sou U gedoen het? Here, hoe moet ek optree? Wat moet my reaksie wees? Hierdie ding kom na my kant toe, wat ek geen beheer oor het nie. Ander ouens se besluite of wat ook al. Hier kom dit oor my. Wat moet my optrede nou wees? Terug na Jesus toe, want ek is gewortel en opgebou in Hom. Here, wat wil U hê? Hoe wil U hê moet ek optree? Here, ek staan voor hierdie enorme keuse wat ek wil maak. Here, wat moet ek besluit? Omdat ek gewortel en gegrondves in Hom, omdat ek toelaat dat ek meer van Hom leer ken, kan ek begin agterkom, Here, in hierdie krisis, wat is die besluit wat ek moet neem? Here, hier's 3 opsies wat vir my, of daai een, of daai een, of daai een. Here, ek weet nie watter kant toe nie. Hierdie een het sy voor- en nadele, hierdie een het sy voor- en nadele, hierdie een het sy voor- en nadele. Ek weet nie, ek wil nou nie my nie mou, hier gaan nie, maar Here, help vir my. Dis wat dit beteken om gewortel en gegrondves te wees, om na Hom toe te kan gaan, omdat ek hom ken, omdat ek groei, omdat my kennis van Hom meer en meer word. Kan ek kom en sê, Here, maar wys vir my deur U Gees. Kom wys vir my, terwyl ek in die woord is, terwyl ek luister na wat mense vir my sê. Here, wat is U besluit vir my in hierdie saak?
deur gewortel en opgebou te word in hom, is baie keer daai ding van, Here, waarvoor moet ek nee sê in my lewe? Maar daar's baie goed wat kom om my tyd en my energie en my geld en my vermoë en wat ook al te beroof van my om dit weg te hou van God se koninkryk. Here, wat is goed waarvoor ek moet nee sê? Maar ook, Here, wat is goed waarvoor ek moet ja sê? En ons het nie 'n lys nie, dis juist een van die goed wat Paulus hier sê, ons gaan nie met lysies soos hierdie ouens van besnydenis, hou die maanfeeste, hou doen hierdie, doen dit. Nee, dis nie daaroor nie. Maar om regtig net te kan besef, Here, waarvoor moet ek ja sê? Wat is 'n ja en wat is 'n nee in my lewe? Want ek is gewortel in U. Ek is gegrondves, ek is vasgemaak in U. Here, openbaar aan my wat U wil hê, hoe ek moet optree en wat ek moet doen. Filippense 3 vers 10, bly vir my so 'n wonderlike vers van Paulus wat op daai punt kom wat hy sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Dis die begeerte van Paulus se lewe. Hy sê, Here, dat ek U kan ken en die krag van U opstanding. Want dis die krag wat hy vir ons kom gee toe ons hom aangeneem het. Toe ons hom ingenooi het in ons lewe. Het hy hierdie krag tot ons beskikking kom maak, want hy woon in my hart en in U hart. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Dis wat dit beteken om gewortel en gegrondves te wees in hom. Hierdie gedagte wat Jesus ook daar in Johannes 15, en ek wil dit net gou weer vir julle lees, kom hier uit, wat hy hier gee, net kom by Johannes 15, hierdie gewortel, is hierdie gedagte van Jesus wat sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug dra. Dis waar hierdie gewortel in is. Net soos die loot geen vrug dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, sê Jesus. Julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Wonderlik, hierdie gedeelte wat die Here Jesus sê, hy's hierdie wingerdstok en ek en jy is die loot wat in hom is. En solank as wat ek gewortel is in hom, gaan ek en jy hierdie vrug dra, want ons gaan toelaat dat sy lewe deur ons lewe. My oog het nou net hierdie gevang terwyl ek hier vir julle gelees het. Julle gesien wat sê in vers 2? Elke loot wat vrug dra, maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. En dan sê hy in vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Sien jy wat is God se plan met geestelike groei vir ons? Vrug, meer vrug, veel vrug, solank ons ingewortel is in hom. Solank as wat die loot in die wynstok is daar vrug, meer vrug en veel vrug. Dis geestelike groei. Dis waar ek en jy ontwikkel en die potensiaal kry van dit wat God in ons harte en in ons lewens kom sit het. Gewortel en opgebou. Lukas 9 vers 23 sê vir ons, ek en jy het hierdie keuse. As iemand agter my aan wil kom, sê die Here Jesus, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. En ek wil vir jou sê, dit is die keuse wat ek en jy elke dag moet maak. Is om te sê, Here, ek kies vandag om te groei. Ek kies dat U vir my sal hierdie lewenssap wat uit U as die wingerdstok kom. Here, ek kies om dit vandag
in te neem. Ek kies om dit te gebruik. Ek kies dat dit my lewe sal volmaak, dat ek sal lewe daarvolgens met U. En dan die derde ding wat hy sê is, God se plan vir groei is om ons te bevestig in die geloof. Die Engels praat van 'n baie mooi woord. Dit sê establish. Hierdie bevestig in die geloof. Establish in die geloof. Ek het 'n bietjie gaan kyk na die betekenis van hierdie woord wat gebruik word in die Grieks. Dit praat van sekuriteit. Dit het hierdie gedagte van sekuriteit, van sterkte en van vertroue. En is dit nie wonderlik nie? Hy sê ons is bevestig in die geloof. Ons het sekuriteit, ons het sterkte, ons het vertroue. Hoekom? Hoe kan ons dit hê? Hoe kan ons hierdie bevestiging in ons geloof het? Want Paulus sê vir ons in 2 Korintiërs 1 vers 22, God wat ons ook verseël het met die Heilige Gees as onderpand, het hy die Heilige Gees in ons harte gegee. Jy sien, God kom sit die stempel, die seël op my en jou lewe. Dis die pand, dis die onderpand wat hy vir ons kom gee. Die Heilige Gees is aan my en jou gegee. Wat is dit? Wat is 'n onderpand is 'n ding, die ouer mense sal verstaan. Vandag is dit maar 'n waarborg, 'n garantie. Nie dat 'n waarborg vandag iets beteken veel meer nie. Ons het almal geleer 'n battery met 24 maande pak op in die 25ste maand. So, die waarborg is nou nie wat dit is nie. Maar ek wil vir jou sê, as God vir ons sê hy waarborg ding. As hy sê die waarborg dat hy hierdie werk wat hy begin het in my en jou lewe gaan klaarmaak. Die waarborg hiervan is hy die Heilige Gees vir ons kom gee, dan gaan hy dit doen tot op die dag wat Jesus kom. Totdat die wederkoms kom of totdat ek en jy ons kop neerlê, is God besig om in ons te werk en ek en jy is verseël. Paulus sê, ons is verseël met die Heilige Gees. Ons het sekuriteit, ons het vastigheid. Ons het vertroue, ons het sterkte in die Here Jesus. Dit gee vir 'n ou die ideale volmaakte fundament van waar jy geestelik kan groei. Ek hoef nie te twyfel vandag, is ek gered, is ek môre ongered, is ek gered, is ek ongered. Wat van my nee, ek en jy is binne in sy hand. Hy het ons is bevestig in die geloof. Efesiërs 4 vers 30 sê, die Heilige Gees van God, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Ek en jy is geseël, ons is beskerm, ons is toegemaak, ons is gedek onder die waarborg van God die Vader deur sy Heilige Gees. Hy bevestig ons in die geloof. Hierdie maak dit vir my en jou maklik om te kan groei na volwassenheid. Ons is bevestig in die geloof. Nou, almal van ons begin ons Christelike lewe as 'n pasgebore baba. Petrus sê vir ons in 1 Petrus 2 vers 22, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Dis wat die baba nodig het, is die moedersmelk. Dis wat ek en jy nodig het wanneer ons die Here Jesus aangeneem het, is sy woord. En die woord word nooit van minder belang nie, om die waarheid te sê, dit word net belangriker en belangriker, en dit word meer en meer sentraal in ons lewe. Maar ons kan nie, het sou verskriklik gewees het as ek en jy vandag nog net melk gedrink het. Hey man, nie. Dink, jy nooi my oor, kom drink 'n glas melk by my. Sy sê, ag, ek drink sommer melk by my eie huis, maar laat hy my nou nooi vir 'n braai, dan sê ek daar. Jy gaan oor na die ander, ons kan nie net melk drink die res van ons lewe. Hierdie geestelike groei moet plaasvind in Hebreërs 5, kom ek lees vir julle gou daar, wat die Here Jesus sê, hierdie aanbeweeg na volwassenheid toe. Hy sê, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort wees. Hy sê vir die gemeente, hy sê, julle moet al predikante wees, almal van julle, maar julle het weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spyse nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, wat deur die gewoonte geoefen is om goed van kwaad te onderskei. Dit is die definisie van iemand wat bevestig is in die geloof. Daar's 'n geestelike volwassenheid. Daar het 'n opgroei plaasgevind. Daar's 'n bevestiging in die geloof.
So dit is wat hy hier vir ons kom sê. Dit is wat Paulus hier vir ons kom sê. Hy sê wandel in hom, gewortel en opgebou in hom, bevestig in geloof in ons. En dan sê hy vir ons, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Danksegging, dankbaarheid is dit wat vloei uit 'n lewe waar daar geestelike groei is. Om te besef God is alles. En sonder God het ek absoluut niks. Alles wat ek het, en alles wat ek ooit mag wees en sal wees en kan wees, is bloot net God se genade oor my. Die feit dat hy by my kom stil staan het en my 'n geleentheid gegee het om hom te kon kies, om hom te kon aanneem, dat ek in hom kan wandel, dat ek in hom kan opgroei en gewortel word en opgebou word, dat ek deur hom bevestig word in die geloof. Dis alles net genade. En dan lewe ek en jy uit dankbaarheid. Dankbaarheid is bloot net die bewys dat die lewe van die Here Jesus in ons is. Want weet jy wat is die wonderwerk hiervan? Hy kom en hy lewe. Deur sy gees lewe hy sy lewe in my en jou. Ons moet hom net toelaat om dit te kan doen. En dan is danksegging dit wat kom daaruit. Dankbaarheid in alles. Want ek en jy besef, dis net genade alleen. Dis wanneer 'n ou hierdie dankbaarheid ondervind en ervaar, wat jy kan sê soos Paulus gesê het in Romeine 8:37. Maar in al hierdie dinge, maak nie saak wat dit is nie, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Ek en jy kan nie toelaat dat elke hobbel wat in ons pad kom, afstuur op 'n enorme ongeluk. En dis presies wat dankbaarheid kom doen. Dit help vir ons om die hele prentjie in perspektief te kan wees. Dat wanneer die probleem kom, sien ek hom binne daai perspektief. Dit gaan nie die hobbel wees wat my omstoot nie. Want God kom elke keer vir my deur. Want ek wandel in hom. Ek is gewortel in hom. Ek is opgebou in hom. My geloof is bevestig in hom. Dit wat nou skielik na my kant toe kom, gaan net vir 'n tyd wees. Dis 'n geleentheid wat hy my gee om meer met hom te kan wandel, om dieper in hom te kan gaan. Dis nie, waar's God nou? Ja, dis die Here is teen my. Hoeveel keer dan dink ek, hierdie is 'n geleentheid vir geestelike groei. Dis nie 'n geleentheid om die Here te bevraagteken en sy goedheid te bevraagteken. Dankbaarheid vir groei. Ek en jy as Christen is eintlik veronderstel om die mees positiewe mens op aarde te kan wees. Daar is nie veronderstel om mense te wees wat meer positief kan wees as ons. Want God het alles vir ons gedoen. En nadat hy alles vir ons aan die kruis gedoen het, het hy alles vir ons kom gee. En hy het sy gees vir ons kom gee, om in ons te woon. En te sê, ek vat jou hand, ek stap hierdie pad saam met jou. Ek en jy is regtig veronderstel om die een te wees wat die mees positiewe mens op aarde is. Want God het ons plek in die tyd en die ewigheid vir ons kom verander. God se plan vir my en jou geestelike groei, seker te maak ons fondament is reg. Ons het hom aangeneem. Maar dan wandel ek in hom. Ek vind my wortel en my wortel gaan al dieper en dieper en dieper in hom in. Ek word opgebou in hom. En ek word bevestig in my geloof. En ek lewe uit dankbaarheid vir hom. Dis wanneer ek en jy in ons omswerwing met die wêreld besig is om 'n verskil te maak in hulle lewe, want hulle kom agter, hier's iets anders in hierdie lewe. Hier's iemand anders in hierdie lewe. Want ek en jy begin meer en meer deur die genade van God, sy gestalte in ons kry, in ons lewe, in ons optrede, in ons woorde, in ons interaksie met mense, in ons omgee, in ons lief wees, in ons saam met hulle wees wanneer hulle swaar kry, kom mense agter. Hierdie is iemand wat aan die Here Jesus behoort, wat saam met hom wandel, wat sekuriteit in hom het en 'n lewe van dankbaarheid kan lewe. Dan kan al die dwaalleringe maar kom, sê Paulus. Dan kan die ouens maar kom. Die ou wat sê doen dit. Jy moet nog dit, jy moet nog dit, jy moet nog dit doen. En jy hom net laat verbygaan. Want die Here Jesus het alles vir ons kom. En hierdie is God se plan vir my en jou geestelike groei.
Dis die uitdaging aan my hart, dis die uitdaging wat ek vanoggend by julle harte wil los. Kom ons vra vir die Here en laat hom toe om ons te help om geestelik te groei. Dat ek en jy wandel in hom. Dat ons vind ons roots in hom, being rooted is wat die Engels praat. Ons wortels is in hom, ons is gewortel. Ons wortels gaan diep in die genade van die Here Jesus. Dat dit maklik is vir ons om te vergewe. Dat dit maklik is vir ons om te sê ek is jammer. Hoekom? Want my wortel is diep in God se genade en God se vergifnis. Ek is opgebou in sy geloof. Ek het die sekuriteit dat hy's my pappa. Hy sorg vir my. Hy's lief vir my. Hy gee vir my om. Wanneer ek val in my knie seer is, dan vat hy my en hy tel my op en hy druk my vas teen sy skoot. Teen sy bors as ek so sy skoot sit. En hy sê pappa is hier vir jou. Ons het dit almal met ons kinders gedoen. Ons weet waarvan ons praat. Kom ek hier laat die Here toe om deur sy gees ons toe te laat om te kan groei soos hy graag wil hê ons moet wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie. Dankie vir hierdie riglyne wat Paulus hier vir ons gee. Ons wil vanoggend net vir u kom sê baie dankie dat u dit moontlik gemaak het deur u kruisdood dat ons u kan aanneem en kinders van God word. Dankie dat u sê so lief het God die wêreld gehad. Die hele wêreld dat hy u gestuur het na hierdie aarde toe om aan 'n kruis te kom sterwe sodat elkeen wat in u glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie vir die voorreg om hierdie kruisdood van u te kan aanneem. Ons besef, Here, dis die beginpunt daarvan en ons wil net lewe vir u. Ons wil graag hê, Here, ons lewe moet wees om eer en heerlikheid aan u te bring. Dankie dat dit is wat u ook in gedagte het vir ons. Mag ons medewerkers saam met u wees om toe te laat dat u deur u gees wat in ons woon, hierdie onderpand waarmee ons verseël is, hierdie waarborg van u verlossing, mag ons deur die werking van die Heilige Gees u toelaat om ons te help om geestelik te kan groei en die man en vrou te word wat u in gedagte het vir ons. 'n Man en vrou wat 'n impak in die wêreld sal maak en wat die kruis van die Here Jesus sal voorhou as die oplossing vir ons wêreldse probleme. Dankie dat ons dit kan bid in u naam.